Môre graadviers. Vandag is donderdag 23 April. Die vak wat ons vandag gaan doen is SV, so geskiedenis, en ons gaan sommer 'n bietjie ook doen. So haal asseblief vir my jou SV handboek uit, jou geskiedenis handboek en jou lewensvaardigheid handboek. Asseblief julle. Volgende donderdag sal ons dan SV se geografie doen, saam met die ander helfte van LV. En dan doen ons moet 2 vakkies op een dag, want Vrydag gaan ons NB doen. Dan het ons al die vakke lekker ingepas in hierdie week. Goed, seuns. SV maak asseblief vir my oop op 1 uit 3. Wat maak 'n goeie leier? So, wat volgens julle is 'n leier? Ek wens ek het by julle gesit dat julle antwoordjies kon hoor, maar jy het sommer vir julle verduidelik. 'n Leier is iemand wat leiding gee. Dit is iemand wat jy kan vertrou, dit is iemand wat jy kan gaan en wat wysheid het en weet om sekere situasies te hanteer. So, hulle sê karaktereienskappe is kenmerke wat in jou persoonlikheid voorkom. Dis jou karaktereienskappe. Dit maak jou die mens wie jy is en hoe jy in sekere situasies optree. En 'n leier is iemand wat leiding aan ander gee. Kom ons lees van kerninhoud. Wat is 'n leier? 'n Leier is iemand wat 'n goeie voorbeeld stel en na wie mens kan opkyk en vir leiding kan vra. 'n Goeie leier behoort sekere eienskappe te hê. Eienskappe is kenmerke eie aan iemand. Sommige kenmerke is goed en ander kenmerke is soms minder gewens. Dit beteken ons almal het ons eie kenmerke, party is goed en party is nie so goed nie. Soos as jy byvoorbeeld vinnig kwaad word of jy is nog emosioneel onvolwasse, dit is dan 'n karaktereienskap wat mens nie graag wil hê nie, waar mens kan werk. 'n Voorbeeld van 'n goeie eienskap is geduld. Om geduldig te wees met mense om na mense te luister. En dit is nie goed om vinnig kwaad te word nie. Dis die een waarvan ek praat wat mense nie wil hê nie. Iemand se eienskappe maak hom of haar gewild of ongewild onder mense. Mense hou dalk van jou omdat jy so is of hulle hou nie van jou omdat jy so is. Mense se smaak en voorkeure verskil. Almal kom nie altyd oor die weg nie. Party mense praat baie en hou van aandag en ander skaam en hou nie daarvan as iemand vir hulle kyk nie. Wat nog te sê van 'n groot groep mense te wees. 'n Goeie leier moet sekere eienskappe hê. En ons gaan nou daarna kyk in die volgende les 11. Kies 'n leier. 4 leerders is gevra wie in die gemeenskap hulle as 'n goeie leier beskou en hoekom. Kyk na hulle antwoord op die volgende bladsy. Tabang het gesê, ek dink Driekus is 'n goeie leier, want hy respekteer almal en luister wanneer iemand praat. Dis goed. Hy is nie bang om te sê wat reg is nie, selfs al stem almal nie saam met hom saam nie. Voor hy besluit wat om te doen, luister hy ook na almal se voorstelle. Hy sê nie net, ons doen dit en ons doen dit nie. Hy luister eers na almal. So Driekus klink ook vir my soos 'n goeie leier. Ruben het gesê, ek dink Franco is 'n goeie leier. Hy het nie 'n laai haar op sy kop nie en hy's baie slim. Hy neem aan sport deel en hy het baie vriende. Die meeste mense hou van Franco. Armand het gesê, Mpo is die beste. Almal ken Mpo en haar ouers. Hulle doen baie vir die gemeenskap. Mpo se pa het die tennisbaan by die klub laat verf en herstel. Haar ma dien op die gemeenskap se vrouekomitee. Ek dink Mpo is 'n goeie leier. Nikki sê, Rico is die sterkste ouetjie van ons ouderdom. Niemand soek met hom skoot nie. Hy sorteer hulle vinnig uit. Ek is seker hy is die beste leier wat ek ken, want hy sal sorg dat niemand met my met enige van sy maats beklei nie. Goed, seuns, aktiwiteit 8. So in jou boek, maak oop by die geskiedenis deel, nie die geografie deel nie, en skryf vir juffrou 23 April 2020, onderstreep, en die opskrif is aktiwiteit 8. Dan doen jy vir my aktiwiteit 8. Jy het dan gelees wat Tabang, Ruben, Armand en Nikki sê, wie hulle dink 'n goeie leier is. Verduidelik of jy met hulle saamstem of nie en gee 'n rede vir jou antwoord. Nommer 1, het Tabang 'n goeie leier gekies? Hoekom of nie? Het Ruben 'n goeie leier gekies? Ruben het ons nou vir Franco gekies.
gekies, en hy sê Franco is nie lui nie, en hy neem aan sport en hy het baie vriende, so hy baie populair. Maak dit iemand 'n goeie leier, of nie? En Armand het vir Paul gekies, dink jy, sy is 'n goeie leier? Hulle sê, die pa herstel, en verf die bane, en die maas op die komitee, maak dit dan van haar goeie leier. Onthou dit. En Nikki het gesê, Rico is die sterkste oukie, en niemand soek spoor met hom nie. Ek weet nie of dit 'n goeie leier maak nie, maar jy kan self besluit, en dan moet jy vir my sê, hoekom jy so sê. Goed, dit is aktiwiteit 8. Kom ons gaan aan na les 12 toe, 'n goeie leier. Eienskappe is spesiale kenmerke van 'n persoon, en 'n kenmerk is 'n spesifieke eienskap van iemand. Kerninhoud, om na die eienskappe van 'n goeie leier te kyk. Kom ons kyk na die kenmerke van mense wat hulle uniek maak. Ons almal is uniek. Daar is niemand op hierdie aarde soos jy nie. Niemand nie. Daar is nie nog 'n Arne nie, daar is nie nog 'n Ricardo nie, daar is nie nog 'n John nie. Dit is dis net jy op hierdie aarde. Die mense het jou spesiaal gemaak, net soos wat jy is. En in die toekoms sal daar ook nog nooit weer iemand soos jy wees nie. Dit is hoekom jy so spesiaal is. Hier is 'n paar kenmerke van 'n goeie leier. 'n Goeie leier is betroubaar, hy respekteer ander, hy dink goed voor hy of sy iets doen, kan goed met mense kommunikeer, is passievol en is dapper. Dink, is toegewyd, eerlik, hoflik, onselfsugtig. Jy kan nie in jouself dink as jy 'n goeie leier is nie, met die mense dink. Hy kom beloftes na. Jy kan nie sê ek gaan iets doen en jy doen dit nie. Dan is jy nie 'n goeie leier nie. Hy maak opofferings tot voordeel van ander. Hy doen goeders. Hy gee van sy eie goed op om ander te help. Hy kan goed werk in 'n span. Hy gee om vir ander. Hy is bereid om kansse te vat. Is medelydend, ek meen hy gee om. Hy doen wat reg is hardwerkend, is 'n rustige persoon en hy word nie gehaat nie. Dis kenmerke van 'n goeie leier. Nou in les 13, oukies gaan ons 'n bietjie kyk na baie belangrike persone in ons geskiedenis, en dis president Nelson Mandela. Maar eers gaan ons na 'n paar definisies kyk wat belangrik is in hierdie leesstuk. Apartheid. Wat is apartheid? Dit was 'n tydperk in Suid-Afrika se geskiedenis van 1948 tot 1994, waar teen swart mense, kleerlinge en Indiërs gediskrimineer is en hulle beperkte politieke regte gehad het. Gediskrimineer beteken, hulle mag nie gedoen het wat die blankes, die wit mense gedoen het nie. En hulle het nie regte gehad soos wit mense nie. Hulle was apart gehou, dis waar die woord apartheid uitgekom het. Wit mense en swart mense of kleerlinge kon nie gemeng het nie. Dit was ook nie apartheid chart. Hulle moes, as die wit mense by die see gaan swem, mag die swart mense nie daar gaan swem nie. En dit was heeltemal verkeerd, want dit gaan nie oor die kleur van jou vel nie, dit gaan oor die tipe persoon, ons almal is mense. So mens mag nie diskrimineer nie. Demokraties beteken, waar almal in die land te sê. So in 1994, ons gaan nou leer, toe president Mandela aan bewind gekom het, toe maak ons land demokraties. Demokraties beteken, elkeen het toe 'n reg gehad om te stem. Elkeen mag sê, ek wil hom as 'n leier hê, ek wil hom as 'n leier hê. Elkeen het 'n voice gehad, 'n stem gehad. Gelyk beteken niemand is bo iemand anders nie. Ons is almal gelyk. Kameraad, dit is 'n kommunistiese term wat na iemand verwys wat 'n ander ondersteun in 'n moeilike, gevaarlike of militêre aktiwiteit. As jy hulp het, as iemand jou ondersteun, as jy in moeilikheid is hy jou kameraad. Menseregte is die basiese regte wat ons almal het. Soos ons mag almal kos hê, ons moet almal water hê, ons moet almal 'n skoon toilet hê, 'n skoon badkamer, toegang tot water, toegang tot 'n huis. Dis jou basiese menseregte. Onregverdig is unfair, julle almal weet wat dit beteken. Iets wat onredelik is. Protesveldtog is 'n optrede om te wys mense is ongelukkig. Ons noem dit hulle straik of hulle toi. Julle weet mos, hulle gaan dans so met borde, as hulle voel hulle word te min betaal, dan gaan werk hulle nie, dan straik hulle nou dag, dan gaan dans hulle nou voor en sê, hulle demand nou meer geld. En rasse is groep mense wat verbind word deur iets wat hulle ingeneem het. So is die kleur van jou vel, dan maak dit jou 'n wit ras of 'n bruin ras. Dit is verskillende rasse. Nou kom ons lees 'n bietjie oor president Nelson Mandela.
Sy kinderdae in sy vroeë lewe, hy is 'n verskriklike interessante man. Nelson Rolihlahla Mandela is op 18 Julie 1918, ek is 1918, dis baie lang terug, in Kudu in die Oos-Kaap gebore, hy is in die Kaap gebore. Hy het op 'n klein dorpie Kudu groot geword, waar hy sy familie, sy bokke en skape opgepas het. Hy het op 'n mat op die grond geslaap en geëet wat sy ouers self geplant het. So hulle het nie beddens soos ons gehad nie. Dis hoekom ons altyd so dankbaar om te wees vir die Jesus. Want hy gee vir ons 'n lekker warm bed in die aand en 'n warm bord kos en 'n dak oor ons kop. Hierso, daar's mense wat op die grond slaap op 'n mat en hulle moet self goed gaan plant wat hulle kan eet. Ons kan baie dankbaar wees en elke aand moet ons vir die Jesus dankie sê vir al die voorregte wat hy ons gee. Hy het 'n normale kinderlewe gelei, saam met sy maats in die stroompies geswem en stokgevegte gehou, stokke gefight. Op 7 jaar ouderdom moes hy skool toe gaan, soos julle almal, en toe hy 9 jaar oud was, is Mandela se pa oorlede. Sherman. So dis maar, graad 3, né? Hy het op die stadium by sy oom, hoofman Jong Mintaba, gaan woon. By sy oom het hy die tradisionele pligte van 'n hoofman geleer. Tradisionele pligte is die pligte wat jy as 'n hoofman moet doen, en dit gaan baie oor tradisie, ons gaan later af leer. Sy oom het hom ook geleer om na ander mense te luister, voordat hy besluit neem, so 'n goeie leier. Daar is 'n bietjie prentjies van Mandela in 1937, en Mandela in sy tradisionele drag. In 1934, toe Mandela 16 jaar oud was, het sy oom hom na skool by die Clark-Burry sendingstasie gestuur, en op 21 is hy na die Universiteit van Fort Hare. By die Universiteit van Fort Hare het Mandela vir Oliver Tambo ontmoet. Hulle het kamerade, 'n kameraad is iemand wat saam met jou staan as jy in die moeilikheid is. Hulle het kamerade en lewenslange vriende geword. En onthou ons liggaam is na Oliver Tambo, né? Mandela is gevra om die universiteit te verlaat, nadat hy oor die swakgehalte van die kos gekla het. So die kos was nie om lekker nie, en toe sê hy vir hom hy moet loop. Hy moet die universiteit verloop. So oké reg nie. Maar hy het geglo dat hy die reg het om te kla, en hy het geweier om verskoning te vra. Voor 1990 het nie blankes, dis nou die bruin mense, min of geen regte gehad nie. So hulle kon nie eens gekla dat die kos sleg was nie. Dit is baie unfair. Mandela verbrand sy pasboek in 1960. 'n Pasboek is 'n boek wat hulle gekry het om jou toegang te gee om ergens te gaan vir 'n naweek. Dan het jy 'n pasboek gehad. Mandela en die ANC. Mandela het gesien dat die lewe in Suid-Afrika nie regverdig was nie. Die mense was in etniese groepe gedeel en nie dieselfde behandel nie. Daai is 'n bruin groep, daai is 'n wit groep. Dit is nie reg nie. Gedurende die apartheidjare wat in ons apart geleef het, is daar duidelik onderskeid getref tussen blankes en nie blankes. Wit mense is beter as die ander bevolkingsgroepe behandel, en dit is mos nie fair nie. In 1940 het Mandela Johannesburg toe getrek, waar hy vir Walter en Albertina Sisulu ontmoet het. Hulle was dit eens dat die wette op daardie stadium onregverdig was. Nelson Mandela het sterk gevoel dat daar wette slegs vir swart mense ingestel was, en hy het aan die maniere gedink om dit te verander. Hy was 'n baie slim man. Hy besluit om vir 'n prokureur te studeer en skryf in by die Universiteit van die Witwatersrand, Wits in Johannesburg. Want 'n prokureur en die gereg kan ons wette verander. In 1944 sluit hy aan by die African National Congress, die ANC. Die ANC het protesveldtogte, streiks, gereël. En die veldtogte het hulle geweier dat die onregverdige wette in die land om die onregverdige wette te gehoorsaam. Honderde mense wat in die veldtogte deelgeneem het, is gearresteer, toegesluit en hulle is tronk toe gestuur. Nelson Mandela het verbind tot die stryd om apartheid te beëindig. Die regering op daardie stadium, beter bekend as apartheidsregering, het geglo dat mense van verskillende rasse apart moes leef en dat net blankes die reg gehad het om te stem. En dit is nie reg nie, want ons almal is mense. Daar is prentjies van mense wat teen apartheid betoog en beide Suid-Afrika en internasionaal. Die ANC en ander organisasies wat net gelyke menseregte het, veral die mense in Suid-Afrika. En in 1955 is daar 'n vergadering gehou waar hulle die Vryheidsmanifest opgestel het.
Nou wat is die Vryheidsmanifest? Kom ons kyk. Die Vryheidsmanifest is 'n geskrewe lys van regte en voorregte wat elke Suid-Afrikaner moet geniet. Dit geld vir alle Suid-Afrikaners, nie net wit of swart mense nie. Hier is 'n paar van die regte waarop hulle aangebring het. Suid-Afrika moet aan almal behoort wat daarin woon, swart of wit. Alle rasse moet gelyke regte hê. Daar moet werk en sekuriteit vir almal wees. Almal moet dieselfde behandel word en almal se menseregte moet erken word. Mandela in die tronk. Gedurende die apartheidsregime se bewind kon die leierskap sien dat Nelson Mandela 'n gewilde leier was. Want hy was bereid om op te staan vir dit waarin hy geglo het wat reg is. Hy en 7 ander mense is in 1964 lewenslang tronk toe gestuur vir hulle aandeel in die stryd teen apartheid. Mense wat tronk toe gestuur word vir hulle politieke beginsels word politieke gevangenes genoem. Nelson Mandela en die ander ANC-lede is na 'n tronk op Robben Eiland gestuur. Ek weet nie wie van julle oudjies was al in die Kaap nie, en dan kan jy met 'n bootjie Robben Eiland toe gaan, en dit is waar die tronk was. Die tronk is nog steeds daar, mens kan dit nog steeds gaan besoek. Hy is nie meer 'n tronk nie, maar dit is 'n bewys waar Nelson Mandela was. Dit was 'n klein eiland naby Kaapstad. Nelson Mandela was ook 'n leier in die tronk. So maak nie saak waartoe jy gaan nie. As jy 'n leier is, gaan jy 'n leier wees waar jy is. Wanneer gevangenes van mekaar verskil het hy na albei kante van die saak geluister en die probleem probeer oplos. So as 2 gevangenes beklei, dan luister hy na hom en hy luister na hom en probeer saam 'n oplossing dink. Hy vat nie kant nie. Hy het ook sy tyd in die tronk gebruik om verder te leer. Dit is baie slim as jy verder wil gaan leer. Niemand kan ooit jou opvoeding, jou kennis van jou wegvat nie. Dit is joune. Om het so belangrik is om te leer en om slim te word om kennis op te doen. Mandela en ander gevangenes het na Robben Eiland as die Universiteit van Robben Eiland verwys. Daar was 'n prentjie die inhoud van Mandela se tronksel op Robben Eiland. Jy kan wel sien daar's bitter min goedjies. Mandela word vrygelaat. In 1990 is Nelson Mandela vrygelaat. Hy was altesaam 27 jaar lank in die tronk. Weet jy hoe lank is dit, oukies? Ek meen, hoe oud is julle nou? 10, 11 jaar oud? Imagine om 27 jaar lank in 'n tronk in 'n klein celletjie te wees. Net omdat jy geglo het jy stond op vir jou eie menseregte. F.W. de Klerk was daardie tyd president. In 1994 is apartheid beëindig. Dit was 'n einde. En toe kon elke Suid-Afrikaner ouer as 18 jaar vir 'n nuwe regering stem. So hulle het nie meer vir die apartheidsregering gestem nie, hulle het vir 'n ander regering gestem, vir 'n demokratiese regering. So word Nelson Mandela toe die eerste verkose swart president van 'n demokratiese Suid-Afrika. Nobelpryswenner saam met F.W. de Klerk. Ook in 1993 het Nelson Mandela en F.W. de Klerk gesamentlik die Nobelprys vir Vrede ontvang vir hulle aandeel in Suid-Afrika se vredeproses. Hulle albei, F.W. de Klerk en Nelson Mandela, wat net vrede in Suid-Afrika gehad het. Want hulle het gesien, die wittes kom die swartes in opstand en die swartes teen die wittes. En hulle wou nie dit gehad het nie. Hulle wil nie beklei hê en hulle moet vrede in die land wees. En toe Nelson Mandela na as president gekies word, en dan maak die land demokraties en elkeen het 'n reg tot vrede in die land. En toe ontvang hulle 'n Nobelprys. Hy en F.W. de Klerk. Hulle het saamgewerk en onderhandel om 'n nuwe Suid-Afrika 'n werklikheid te maak, omdat hulle mense in Suid-Afrika gehelp het om in vrede saam te leef. En hier is foto's van Nelson Mandela en F.W. de Klerk, wat gesamentlik die Nobelprys vir vrede ontvang het. Nelson Mandela as president. Op 27 April 1993, op 27 April, wat is vandag? 23 April, so oor 4 dagies, een paar jaar terug, is die eerste demokratiese verkiesing in Suid-Afrika gehou. Die ANC het die verkiesing gewen, en Nelson Mandela het die land se eerste verkose swart president geword. Hy het die land vir die volgende 4 jaar gelei. Hy was 'n uitstekende president en sy fokus was om 'n veeltalige en multikulturele land te bou, waar elke man, vrou en kind gelyke regte sou hê, ongeag hulle ouderdom, ras, geloof of geslag.
So hy begaat al die tale is gelyk, dis nie net Afrikaans of Engels of Benda of Zulu of wat ook al nie, en al die kulture moet gerespekteer word. En al die ouderdomme moet gerespekteer word, maak nie saak wat oud jy is nie, maak nie saak wat jou ras is nie, wat jou kleur is nie, maak nie saak wat jou geslag is nie, mans, vrouens, almal is gelyk. Hy was vurig in sy toesprake en sy passie was gelyke menseregte vir al vir kindertjies. Goed, daar is 'n prentjie Nelson Mandela word as president van Suid-Afrika ingesmeer en toe tree Nelson Mandela af. Na 4 jaar lank as president van Suid-Afrika het Mandela uitgetree. Alhoewel hy nie meer die president was nie, het hy nog steeds 'n aktiewe rol in die gemeenskap gehad. Hy het gereeld fondsinsamelings gehou vir die Nelson Mandela Kinderfonds, 'n organisasie wat hy in 1995 begin het. En op sy 80ste verjaarsdag het Mandela met sy derde vrou, Graça Machel, getroud. Hy is op 5 Desember 2013 in die ouderdom van 95 oorlede. Sjoe, wat 'n lewe het hierdie man gelei. Goed, vir die nuuskieriges, die Nobelprys vir Vrede word elke jaar aan iemand oorhandig wie sy werk tot voordeel vir die mensdom strek. Alfred Nobel, Nobelprys, is in 1833 in Swede gebore. Hy was 'n wetenskaplike en het dinamiet uitgevind. En toe hy in 1896 oorlede is, het hy 'n groot nalatenskap aan die Nobelstigting gelaat. En die stigting oorhandig sedert 1901 elke jaar pryse. Goed, ek is reg met aktiwiteit 9 doen. Beantwoord die vrae Nelson Mandela in volsinne. So laat my lynkie oop na aktiwiteit 8 en skryf aktiwiteit 9. Nommer 1, wat is Madiba, Nelson Mandela se volle naam? Nommer 2, wanneer is hy gebore, die dag en die maand? Nommer 3, in watter klein dorpie in die Oos-Kaap het Madiba gewoon? Nommer 4, in watter stad het Madiba vir Walter en Albertina Sisulu ontmoet? Nommer 5, Nelson Mandela sluit in 1944 aan by die ANC. Waarvoor staan ANC? Daar al die antwoordjies is in die handboekakkies. Nommer 6, waarom is hy tronk toegestuur? En 7, noem 2 voorbeelde van goeie leiderskappe waaroor hy beskik het. So doen daar vir my SP se geskiedenis. Dit is nou lekker vandag geleer van goeie leier en Nelson Mandela. Akkies, dan gaan ons aangaan vandag na jy SP gedoen het, moet jy asseblief nou 11 keer boeke oopmaak by kwartaal 2 eenheid 5 persoonlike en sosiale welsyn. Nou my papiere van julle handboeke nie so lekker afgerond nie, so ek gaan op my foon kyk. Kyk, ek hoop dit is reg met julle. Goed. Even kyk gaan. Goed. Nou vandag se les gaan oor emosies. Nou wat is emosies? Emosies is as jy bly is lekker, of jy is hartseer, jy is met jou handjie sê, of jy is kwaad, of jy gevrees het. Dit is alles emosies. En ons moet leer om emosies op die regte manier te hanteer. As jy kwaad is daar 'n sekere manier. Jy kan nie net gaan goeders breek en gooi en alles nie. Dit is nie die regte manier nie. En as jy bang is, daar 'n sekere manier wat ek vir vandag gaan leer hoe om jou emosies te hanteer. Goed, so blaai vir my om. Kyk, ons gaan nou na definisies. Belangrike terminologie. Emosies is gevoelens wat jy het binne jou. Samewerking is wanneer 'n groep op 'n positiewe wyse saamwerk. As jy 'n groep is en almal werk lekker saam, is dit samewerking. 'n Boelie is iemand wat 'n persoon wat swakker as hy is, seermaak of dreig of afkraak. Afknou is as iemand anders seermaak. Konstitusie is die belangrikste wet van ons land. Regte, soos ek nou net gepraat het in SV ook, almal is geregtig op byvoorbeeld om 'n naam te hê, op water, op kos. En verantwoordelikheid is iets wat jy moet doen, dis jou verantwoordelikheid. Nou, daar is hulle net die verskillende emosies wat jy het, is liefde, gelukkigheid, veral, hartseer, vrees, woede en jaloesie. Nou, begrip vir emosies is 'n gepaste manier om jou emosies uit te druk. Woede. Ons wys ons voel deur ons woorde, aksies, liggaamstaal, gesigsuitdrukking en ons houdings.
Nou, oukies, woede en jaloesie is negatiewe emosies. Dit is nie emosies wat mens nie eintlik wil voel nie, maar dit is emosies wat by jou gaan opkom. Dit is normaal om so te voel, maar 'n sekere manier om dit te hanteer. Erken jou emosie van woede, sê ek is nou kwaad, dit help om te praat. Loop weg van die situasie as jy kwaad is, as jy voel jy raak kwaad, stap eerder weg voordat jy dit sê of doen wat jy nie bedoel nie. Dan kom praat jy met die ander persoon, sê ek is vandag kwaad, want dit en dat het gebeur. Dit gaan gebeur oukies, ons almal verskil. Ons almal het verskillende persoonlikhede. So dit is net normaal dat ons nie op alles kan saamstem nie, maar dit gaan oor kommunikasie. Tel tot 10 eerder. Haal asem en tel tot 10. En vertel eerder vir 'n persoon, soos juffrou sê en jy nou maak jy beklei, kom na juffrou toe en sê, jy is nou kwaad want dit of dat het gebeur. En die juffrou sal die situasie gaan uitsorteer. Laai vir juffrou om, daar is aksies wat jy moet vermy as jy kwaad is. Daar is aksies wat jy nie moet doen as jy kwaad is nie. Moenie dit inhou nie, want jy gaan ontplof. Moenie voorgee alles is fyn en dat jy nie kwaad is nie, want dit gaan op 'n ander manier uitkom. Moenie die persoon skop of slaan nie. Moenie skree of lelike goed sê nie. Moenie jou woede op 'n onskuldige persoon gaan uithaal nie. Jy moenie sarkasties of lelik wees nie. Nou, emosie wat negatief is vir jou, is vrees wat omgesit kan word in angstigheid. Nou, vrees en angstigheid. Daar is 6 tipe angstigheid wat mens kry. Algemene angsversteurings, dit is as jy bekommerd is oor alledaagse dinge. Sosiale angs, jy vrees om met ander mense te interact. Daarom is een van julle nie so nie sosiale angs nie. Fobie, daar is 'n vrees wat jy het bijvoorbeeld vir spinnekoppe. Dis 'n vrees wat jou lam maak. As jy net nie dink aan spinnekoppe of aan spooke of aan iets, dan raak jy sommer lam. Dis 'n fobie, dit is 'n ernstige vrees. 'n Obsessief-kompulsiewe stering. Dit is angstige gedagtes, hulle noem dit OCD. Bijvoorbeeld, jy is so bang, jy kry kiemhuis, so jy was jou hande elke dag. Of jy sit die lig aan en af. Dit is OCD wat hulle sê. Posttraumatiese stres, dit is as jy heeltyd terugdink aan iets wat vir baie stresvol was. En dan paniekstering, dit is wanneer jy 'n paniekaanval vrees en kry, en dit vorm 'n bose kringloop, want jy is bang jy kry 'n paniekaanval, en as jy so bang dat jy die paniekaanval kry. Hoe weet ek dat ek angstig is? Jy is heeltyd bang, iets slegs gaan gebeur. Dit voel of jy nie kan asemhaal nie, jy voel lighoofdig en naar, jy voel bewerig en jy is nat gesweet, jy slaap nie, maar jy is baie moeg, en jou hartklop is vinnig, dan is jy angstig. Wat kan jy doen om angstigheid te verlig? Oefen gereeld, dan kry jy daai extra uit, eet gesond, probeer genoeg slaap, bederf jouself met iets lekkers, of uitstappie, doen strek en asemhalingsoefeninge en skryf jou gevoelens neer in 'n dagboek, dit help om dit uit te kry. Goed, stres. Ons almal weet van stres, gewoonlik hoor jy jou ouers sê ek stres hieroor of ek stres daaroor. Dit word ook die siekte van ons tyd genoem. Nou stres benadeel ons lewe en dit het negatiewe langtermyn gevolge. As jy stres kry, jy hoofpyn, jy slaap nie, jy spierepyn, jy is moeg, jy sweet, jy het vrees, jy is ongekrap en jy is geskik want jy stres, jy is verward, jy vergeet goed, jy het maagsfering, jy het sommer depressie. Depressie is as jy verskriklik hartseer is, want die stres is net te veel. Nou hoe kan ek stres hanteer? Identifiseer wat jy laat stres en vermy daai situasie. As jy weet daar's iets of iemand wat jou laat stres, probeer om die situasie van persoon te vermy. Gaan stap doen oefening om van daai stres ontslae te raak. As jy paniekerig raak, as jy voel jy begin stres, haal diep asem en raak rustig. Dink voordat jy optree, tel tot 10. As jy genoeg slaap, sal jy ook nie stres nie en hou ook om gesond te eet. En oukies, een wat nou nie genoem is nie, wat jy weet ek baie ernstig gevoel is om te bid.
As jy voel jy is stres, as jy voel jy het enige vrees, laat lê dit by Jesus se voete neer. Sê vir hom, liewe Jesus, ek is bang vir hierdie toets wat voor my lê. Liewe Jesus, ek is bang vir hoe dat ek nie maatjies gaan hê nie. Liewe Jesus, ek is bang dat ek met hierdie maatjie gaan beklei. Dit is alles normale vrese vir graad 4-tjies. Dis niks abnormaal nie. En as jy vrees en as jy stres oor 'n sekere situasie, bid daaroor, sê Jesus, vat dit asseblief van my af. Kom en gee vir my u vrede, want dit is wat die Jesus wil doen. Hy wil alles van jou wegvat, hy wil alles vir jou dra. Dis hoekom hy daar vir ons is. En in hierdie Paastyd wat verby is, mense wat so op die Paasfees met julle gedeel het en dankie vir die Jesus, want dis hoekom op die kruis gestaan vir ouetjies, om al die stres en al die vrees te laat sterf. En toe hy opstaan, dis al daai dinge verby. En ons is vry. Ons is vry van stres, ons is vry van vrees. Ons hoef dit nie te vat nie, ons hoef dit nie te dra nie. En elke keer as jy so voel, nie net in hierdie jaar nie, maar as jy ouer is ook, bid ek, dis een van die belangrikste dinge wat ek vir jou wil leer, is oor elke situasie, oor elke emosie, as jy kwaad word, as jy stres, as jy vrees, bid daaroor. En jy sal dadelik Jesus se vrede ervaar, van dit wat hy vir jou wegvat, en baie keer sorteer hy sommer die situasie vir jou uit. Ek het al baie keer situasies gehad, wat ek nie weet om te hanteer nie, dan bid ek nie daaroor. En as ek weet sien is die situasie opgelos, dan weet ek, dit was nie die Here. Maar ek kan dit nie doen as jy nie bid nie. Ek kan dit nie doen as jy van vra nie. Goed. Kom ons kyk gou, ek wil hier met die volgende aktiwiteit vir my doen. Aktiwiteit 27. So, alfa uit jou 11 boek en skryf vir my 23 April, aktiwiteit 27. En daar staan, koop vir jou boekie, ons gaan ons in ons skrif doen, waarin jy vir 1 week lang alles skryf wat jy angstig of bang maak. Neem nou elke vrees wat jy neergeskryf het en vervang dit met 'n positiewe oplossing. Byvoorbeeld ek is bang vir die eksamen, ek gaan elke dag my afgehandelde skoolwerk opsom. So ek is wat ek wil hê jy moet doen, jy hoef dit nie vir 'n week lang te doen nie, skryf dit vir my so 3 of 4 goedjies neer, wat jou bang maak, of waarvoor jy vrees het, of waaroor jy stres. Skryf dit vir my neer, en dan met 'n kleurpen langsaan, skryf hoe jy dit gaan oplos. Soos hulle sê, ek is bang vir die eksamen, en dan vat jy 'n kleurpen, en dis ons wat saak gaan oplos, en sê, ek gaan elke dag my huiswerk doen, of ek gaan elke dag luister as juffrou die werk gee, dan sal jy nie meer so stres as eksamen op nie, want dan ken jy jou werk. Goed. Kom ons gaan aan. Begrip en in agneming van ander emosies. Net soos wat jy emosies het, ouetjies, het ander ook. As jy ongelukkig of hartseer voel, wil jy ons graag hê dat ander mense jou in ag neem. As jy ongelukkig is, wil ek baie keer wil jy iemand met jou kom gesels of jou luister, of baie keer wil jy mense met jou uitlos, dat jy net oor dit kom. Maar jy moet jouself doen as daai persoon ook so voel. Jy wil nie hulle met jou op jou skree of met jou raas nie, en daarom moet jy ook altyd ander mense se emosies in ag neem en jou vrede ondersteun. Goed, so los my 'n lyntjie oop, nadat jy daar 3 vrese en stres neergeskryf het met hulle oplossings, doen jy vir aktiwiteit 28. Bestudeer die volgende situasies en bespreek met jou fasiliteerder hoe jy dink elke persoon voel en wat die beste manier sal wees om daardie situasie te hanteer. Okay, nommer 1. Jou beste maatjie is baie bang vir die komende eksamen en weet nie wat om te doen nie. So, nommer 1, hoe dink jy voel die maatjie? Hy is bang. En hoe kan jy dit oplos? Hy moet vinniger begin opsom of gouer begin leer. Nommer 2, jou boetie is baie bang vir die donker en hy kry elke dag nagmerries. Dit maak hom angstig. So wat is die gevoel wat hy het? Angs. Hoe kan hy dit oplos? Dalk moet hy bid voor hy gaan slaap, of eerder 'n lekker bad en 'n storie lees, wat hom sal happy maak voor hy gaan slaap, en dalk nie TV kyk of op sy foon lees voor hy gaan slaap nie. Want baie keer onbewuslik met daai goedjies se effek op ons. Nommer 3, jou vriendin se mamma is baie siek en dit krap hom of haar om, soos sy hartseer. Hoe gaan jy haar beter voel? Nommer 4, jy wil baie graag saam met jou maat gaan fliek, maar hy sê hy het altyd 'n verskoning om nie te gaan nie. Dit gaan jou obviously dat hartseer voel. Hoe gaan jy dit hanteer? Nommer 5, jy en jou vriend het julle cricketbal deur die bure se venster geslaan.
Die buurman is baie kwaad en skree op julle. So hoe voel julle? Julle voel bang, want die groot oom skree op julle. Hoe gaan julle die situasie hanteer? Okies, en dit is die werk vir vandag. SV en Elfia, doen dit asseblief vir my. En dan volgende donderdag sien ek julle weer vir SV, Geografie en Elfia. En môre doen ons lekker NB. Kijk, as jy enige vraag onthou, dat maak my werk.